vaste dienste kom bywoon die sonde en dan in die naam van Profetes. Johannes 2, die opskrif, Jesus verander water en wyn op die vrylof. Geliefdes, dis die thema van hierdie veldtog. Jesus verander water en wyn. Geliefdes, as u nie die Here ken nie, die Here is in die verandering besig. Die kern van Jesus is verandering. Hy het gekom, hy het gesterf aan die kruis vir verandering. As u 'n nuwe mens sien voor u staan, dis omdat die bloed van Jesus my verander het. God is in die verandering besigheid. Die Bybel sê, toe hy in Genesis op die aarde kom, toe hy woes en leeg is, toe verander hy hom. Toe vul hy hom met lewe. Waar God is verandering. Jy kan nie sê jy die Here in jou lewe, dan is daar nie verandering nie. Want waar God is verandering. Jesus verander water en wyn. Hy's in sy kern, in die verandering besigheid. Oh. Josef ontmoet hom as 'n skapwagter. Hy verander hom na 'n prins. David ontmoet hom as skapwagter. Hy verander hom in 'n koning. Paulus ontmoet hom as 'n moordenaar en 'n vervolger. Hy verander hom na 'n apostel. Jesus is in die verandering besigheid. As jy nie tevrede is met jou huidige omstandighede, Jesus is meer as in staat. Meer as in staat. Dus ek bring nie hier by die olifante, maar as ek self vertroue het, die Bybel sê, hy is 'n waarmaker van die verandering. Hier is 'n goddelike ondersteuning. Hy sal seker maak. Skrif. En ek vra myself van, ons verstaan net geverander. Is daar enige dreetjies ingegooi? Mense help en sê, jy bietjie seker in, bietjie sien weer. God het die aardse hulp nodig. Hy verander met 'n woord. Mense wat sê, ek wil hier self die sigaret los nie. Kom gooi jou net in. In die kan. Sorg net as die water is. Beland in die kan. En hy spreek 'n woord. En die verander. God het niemand se hulp nodig. Hy verander self. Hy is 'n skepper. Hy bring tot stand. Alleen as God en hy niemand se hulp nodig. Jesus. Geliefdes, voor ek gaan sit, laat my toe om dit te doen. Jy kan ook dit doen.
Ons het die ene geliefdes. Geliefdes, kom en los ek jou met die ding. As 'n gelowige, as God jou verander, dan verander hy jou om 'n behoefte te vervul. Voor God, voor Jesus die water verander, was daar 'n behoefte. Volg my. Voor hy met die water gepraat het, was daar 'n behoefte. En die water verander om in die spesifieke behoefte te vervul. Ja. Ek gaan nou na my redding toe. Voor Jesus my siel red, moes daar 'n behoefte gewees het. Wat moes vervul word? Ek kan nie 'n Christen is en nie 'n behoefte aanspreek nie. Dan is ek nie 'n diekan. Geliefdes, ek weet nie en die Here na die apostel gekyk en gesê, hy kort 'n seun. Ek weet nie en die Here die behoefte van my kinders gekyk wat moet nog kom en sê, hulle kort 'n regte pa. Ek weet nie en die Here na die behoefte van my vrou gekyk en gesien hy kort 'n regte man nie. Ek weet nie en die Here na die behoefte van my kerk gekyk en gesien, hulle kort 'n regte pastoor nie. Maar iewers moet ek iemand se behoefte aanspreek as my weerstand goddelik is. Geliefdes, ek weet nie wat is dat jou skynse behoefte nie. Ek weet nie wat is jou gesin se behoefte nie. Ek weet nie wat is jou werk se behoefte nie. Maar as jy maandagoggend opstaan, sê ek is geskink uit die kan van die veranderde wêreld. As my werkgewer my proef, dan moet my vra, waar was jy? Al die jare. Jou vrou of jou man moet jou vra, waar was jy? Al die jare. Jou ouers moet jou vra, waar was jy? Ons is gered. Maar as ek jou klaar gedrink het, my suster wil ek vloek. Dis mos wat die my eise lawaai maak en my spot het. As ek my jou klaar gedrink het, net is